Ons het vandag 'n voorreg om met Dr. Jochie Breedenham te praat van Namibië, welbekende bonsmara-teeler. En dis lekker om jou te gesels, Jochie. Welkom tot die gesprek. Baie dankie, Japie, ook lekker om met jou te gesels. Ek wil net sê die Bonsmara-Teelersgenootskap het 'n tyd terug in samewerking met veekundiges en natuurlik die genetici en die wetenskaplikes van onder andere Isa Stamboek 'n besluit geneem dat genomika is belangrik om die ras te verbeter en genetiese vordering toe te laat in die ras. Nou, ek het van die begin af deelgeneem deurdat ek my diere wat die baie nageslag alreeds in die kuddes, 'n kudde het nie net in myne nie, maar ook in ander kuddes, en ook diere wat se teelwaardes al 'n redelike hoë mate van akkuraatheid het, ook aan die projek beskikbaar te stel en van die begin af deel te neem aan die genomiese projek. Maar ek het ook vir myself gesê, met deelname is een ding, dit is wat 'n mens doen as teeler, want jy wil graag die ras bevorder in die vleisbeesindustrie, maar daar moet natuurlik vir myself, vir my eie kudde en my produksiestelsels en natuurlik ook vir my kliënte, vir my kopers moet ek kan waarde byvoeg met genomika. Anders is dit ook maar net nog 'n papier wat 'n mens ontvang en wat jy moet inlees op jou databasis. Vir my is die belangrike ding van genomika is die voordeel wat dit vir my gee van die verhoging in die akkuraatheid van 'n teelwaardeberaming op jonger diere en natuurlik die verhoging reg deur die dier se lewe. Dit is vir my een van die heel belangrikste eienskappe wat ek gebruik. Ek kan ook sê dat die meeste bulle word op 3-jarige ouderdom verkoop op veilings, dan op daardie ouderdom het die bul meestal, seker in 99% van die kere nog geen gemete nageslag nie. Dis reg. Dit 'n lae akkuraatheidsvlak wanneer jy kyk na speengewig op daai ouderdom, seker 30% en minder. Nou soos jy self weet, die akkuraatheid word baie bepaal deur, jy weet, dit wissel met oorerfbaarheid van die spesifieke eienskap, maar ek praat nou van speengewig hierso. En op die koop toe is die teelwaarde wat van daardie jong bul op die veiling is niks anders as 'n midouer waarde nie. So, en as ek nou sommer leuke taal kan gebruik, ek weet dis 'n elite funksie wat ons gaan deelneem is, ek sê daardie teelwaarde dra geensins by in die sin dat hy's nie geen gebaseer nie, hy's net met ouer gebaseer. Ja, ons praat hier veral nou oor die maternaal, né, oor die melk wat dan dis reg. Ja. Ons praat daaroor. So jy het 2 risiko's op daai ouderdom, of jy nou koop die bil koop en of jy hom verkoop. Jy het 2 risiko's. Alreeds, die een is die lae akkuraatheid van die teelwaarde wat vir jou nou 'n hoë gepaardgaande hoë risiko gee. Dat hy nie gaan teel volgens wat die teelwaarde op daai stadium is nie. Natuurlik, hoe laer die akkuraatheid is, hoe hoër is jou risiko. Dis reg. Dat hy nie so gaan presteer nie. En die tweede ding is jy het 'n voorspelde teelwaarde, as ek praat nou van maternaal, wat niks anderster is as 'n midouer waarde nie, en as ek dit so kan noem, Japie, hy's nie geen gebaseer nie, as hy nie genomies geontleed is nie. Ja, dit is absoluut so. Natuurlik, hoeveel gemete nageslag ook van die ouers was speel 'n rol. Maar die oomblik as jy die genomiese ontleding bybring, sit jy, as jy kyk na gemiddeld, as ons sou appels met appels vergelyk, sit jy daai persentasie akkuraatheid dadelik by. Jy beweeg van laag na gemiddeld. Ja. So jou risiko's verander van hoog na gemiddeld toe. So dit was vir my insiggewend. Onthou, ons praat van 'n speelkalf produksiestelsel. Tweedens ook die feit dat jy dan verder gaan met die genomika, is jy baie gou die verskil tussen 60% akkuraat by nie genomies ontleed oor 'n aantal generasies en baie goue 70-80% plus in die genomika akkuraatheidsvlak wat jy op kan werk. En dit het vir my nog al die jare van groot waarde gewees, want ek wou op my katalogus en in my nuusbrief propageer dat ons haal die risiko uit die aankoop van die bil uit. So ons verminder die risiko. So in kort, en as mens nie baie wetenskaplik praat nie, wil ek net sê dat groot gerusstelling vir die koper en die verkoper, as ons kan 'n beter akkuraatheidsvlak daarstel vir enige spesifieke eienskappe van 'n dier wat ons wil verkoop. Dis soos die verskil tussen om 'n motor met 'n motorplan te koop
en net een daar op die backyard te gaan koop sonder 'n motorplan. Dis presies. Ons doen dit nie met ons motors of met ons selfone of enige so iets nie, so ons behoort dit ook nie met ons beeste. 'n Ander ding wat vir my baie sin gemaak het, Japie, is die eienskappe wat laat in 'n dier se lewe gemeet kan word en natuurlik ook die eienskappe soos melkproduksie en so wat geslagsbeperkend is. Ja. Dit het vir my 'n groot verskil gemaak in my kudde. Ek gaan jou sê ook hoekom. Jy weet, die feit van die saak is ons boer mos met vleisbeeste en ons wil net genoeg melk produseer om 'n optimale groei en gewig vir die speenkalf te kry. Ons wil nie te min hê nie, ons wil ook nie te veel hê nie. Een van die grootste probleme in die stoetbedryf, en ek dink as ons met eerlikheid praat daaroor, is dit seker die navraag wat die meeste na SA stamboek toe kom en ook die meeste na die verkoper toe kom, is waarom sal my veilingsbil se maternale waarde in 1 jaar so drasties verander? Ja. En die ongelukkigheid wat daarmee gepaard gaan. Nou, ek wil graag net sê oor die hartebeesbulkatalogus in 2017 en vroeër, voordat ons enige genomiese ontledings gedoen het, maar wel op daai tyd was ons al omtrent 17 jaar in die stoetbedryf. Ons het al 'n klomp gemete nageslag gehad van verskeie bulle se seuns en verskeie koeie se kalwers wat op die veilings gaan. Ja. Was die akkuraatheid van die maternale waardes tussen 40 en 50% gewees. Ja. Vandat ons begin met genomika in 2018, al die pad deur tot die laaste veilingskatalogus in 2020, waar daar ons nou, die bil self is genomies ontleed, sy vader, sy moeder en heel moontlik grootvader en grootmoeder ook. Ja. Maar hy self het nog geen gemete nageslag op die grond nie. Net soos pre-2017 was die maternale waardes tussen 60 en 72% akkuraat gewees. Ja. So dit is 'n wesenlike verskil in wat jy verkoop. Dis nie net 'n papierwaarde wat jy verkoop nie, né? Ja, dis reg. Verkoop gemoedsrus en die speling in die teelwaarde hoe hy kan verander op daai akkuraatheidsvlak is net in ons ondervinding baie minder as wat hy verander het tussen die 40 en 50% akkuraatheid. Ja, uiteraard, ja. So, ons praat nou van maternaal, maar hierdie kan mense ook op ander eienskappe van toepassing maak. Verkoop. En ons sien dit nie net op papier nie. Ons sien dit in die hoeveelheid die terugvoer wat ons kry, en ons sien dit natuurlik ook wanneer ons die bil in sy nageslag en die vordering en die prestasie van sy nageslag op plase gaan sien en op ander veilingskatalogusse wat dit aangebied word. So, dit is 'n werklikheid wat ons ondervind met die genomika. Ek wil net vinnig terugkom na die maternale vermoë van die koeie en die rol van genomika daarin. In 2017 het 'n 4 jaar ou koei met 2 kalwers sonder enige genomiese ontleding van haar ouers of haarself was hulle akkuraatheid op sy speenmaternale teelwaarde akkuraatheid tussen 40 en 50% op hartebeesloop. Van 2020, dieselfde ouderdom koei, ook 2 kalwers, genomiese ontleding self gedoen van haar genomiese ontleding, die ouers, die grootouers en baie kere ook, staan die akkuraatheidsteelwaarde tans tussen 70 en 77%. Dis 'n ongelooflike sprong. Ons baie vinniger kan ons daai swak presteerders ten opsigte van gemiddelde speenindeks, of kom ek sê ondergemiddelde speenindekse, uit die kudde uithaal. Ons moet baie vinniger haal ons daai onderpresteerders uit. Nou dit maak 'n geweldige impak op ons kudde tans, en ons sien dit oral deur by stoetteelers en ook kommersiële boere wat bulle by ons koop spesifiek vir speenkalfproduk. Kyk wat SA stamboek tans aanbied, dat as jy diere instuur vir 'n genomiese ontleding, kry jy mos natuurlik die voordeel van die genomiese ontleding, die van die teelwaardes. Jy kry natuurlik dan ook die myostatin mutasies word vir jou aangedui, en natuurlik ook die poena of horingstatus van die dier. Daar's nog vele ander soos haarkleed ook. Ek praat net van dit wat nou vir my belangrik is. So, jy het in een pakket, weet jy presies wat jy het in jou dier, en dit help verskriklik
baie met die bestuursaspekte van daai dier, die poene. Maar ek wil ook sê die feit dat dit op SA Beefballs die data beskikbaar is, dra ook baie tyd by tot die integriteit van die teeler en die ras. Jy kan daar gaan en jy kry presies as dit deur die SA stamboekstelsel gegaan het, ergonomiese ontleding, daai data is dan ook alles daar beskikbaar. En jy weet presies wat is die status van die dier wat jy koop. Ek moet sê dat die genomika het vir my 'n klomp deure oop gemaak wanneer dit gaan oor hoe kan ek my kudde geneties verbeter in die kortste moontlike tyd. En jy weet natuurlik ook, jy kan mos nie net op die genomika werk, ek wil net weer bevestig die stockmanship, nog steeds die aanteken van jou eienskappe, jou rekordhouding, jou prestasietoetsdata. Daai goeders is mos maar alles die basis van genomika. Vandag heeltemal anders daarna kyk en baie meer moeite doen om my koeie natuurlik deur die bank almal genomies te ontleed vir al die hoofpresteerende koeie wat dis reg, dis reg, ja, jy het nou die een eienskap wat jy nou genoem, jy weet langslewendheid of produktiewe kuddelewe, wat ook natuurlik 'n rol speel by die melk. Ongelooflik hoe akkuraat daai teelwaardes vir daai koeie word as jy 9-10 kalwers alreeds het. Absoluut. En genomies ontleding en 4-5 van daai kalwers is alreeds genomies ontleed. Ideaal sal seker wees vir die Bonsmara. Hulle was nou eerste gewees om die genomika daar te stel en die eerste ras om dit basies dit vleisbeesras om dit nou te dryf. Dit sal seker ook 'n goeie ideaal wees vir hulle om te sê as daai katalogus, hulle moet die eerste ras wees wat die hele katalogus daai rooi logos op het. Daai GT ja, ekonomies merker verrykte teelwaardes. Ja, dis seker waarna hulle sal moet waarna ons sal moet streef, ja. Ja, Jochie, baie dankie. Ek waardeer regtig jou insigte en jy prakties op die grond. Jy weet jy hoe hierdie tipe tegnologie invloed het en ook soos jy reg gesê het, jy moet die omgewing skep sodat die dier ook sy genetiese vermoë tot uiting kan bring en dit moet volhoubaar wees oor tyd en meting bly belangrik want daai verband tussen die genoom en die meting sal altyd daar moet wees, anders gaan jy uit petrol uitloop, kan ek maar sê oor die land. Jochie, baie dankie. Ek waardeer regtig jou tyd en so aan en sterkte met die boerdery en mag die reën maar op 'n gereelde basis kom van nou af vorentoe. Baie dankie. Geniet Bloemfontein. Ons praat weer, né? Daar's